Goeiemôre vriende, baie welkom vanoggend by Doringkloof Familiekerk. Ons as gemeente lees vanoggend saam uit Psalm 88 uit. Psalm 88 se opskrif is Laat my gebed nie te vergees wees nie. Dis 'n lied, dis 'n psalm van die koragiete vir die koorleier met fluitspel, 'n gedig van Heman die Esragiet. Nou die Bybel is deur God geïnspireer en elke boek in die Bybel, elke sin in die Bybel is die wil van God en wil God hierdie psalm gebruik om jou woorde te gee, om sterk te word in die geloof, of om woorde te gee om iemand te kan help wat op hierdie tydstip van sy lewe nie die mas opkom nie en hy nie 'n vooruitsig sien om verder te kan leef of om verder aan te gaan met sy lewe nie. Hierdie Psalm gedig van Heman die Esragiet, hy kom uit die wysheidsliteratuur uit, dis die enigste psalm wat hierdie persoon geskryf het. Esragiet is ook iemand wat in die tempel was, saam met die koragiete, soos hy skryf die enigste psalm as 'n klaaglied. En dit word gebruik in die gemeente as deel van hulle liedere. So hierdie is 'n lofsang wat geskryf is op fluite vir 'n klaaglied. Nou kom ons lees dit saam voordat ons verder gesels uit 'n hele paar verse. Here my God, wat my altyd help, ek roep elke dag om hulp, elke nag bid ek tot U. Hierdie is belangrik, Here my God, wat my altyd help, ek roep elke dag om hulp, elke dag bid ek tot U. Here God, my redder, sê ander vertalings, Here God, U is my redder, U help my altyd, soos hy sê, wie God is redding. Laat my gebed nie te vergeefs wees nie, hoor my gebed, die swaar kry het vir my te veel geword, ek vat al aan die doderyk, ek staan al met die een voet in die graf, ek het geen krag meer nie, dis asof ek al tussen die dooies is, tussen die wat gesnevel het, en hulle in grafte lê. Gaan nie goed met hierdie man nie, met Heman nie. Hy voel nie op hierdie stadium of die lewe die moeite werd is. Hy voel eintlik of al reeds dood is. U het my in die put laat beland, in diepte duisternis. U gramskap rus swaar op my. U laat al U golwe oor my breek. U laat my bekendes ver van my afstaan. En maak my vir hulle iets afskuweliks. Ek sit vasgevang en ek kan nie uitkom nie. My oë is al dof van ellende. Die hele dag deur roep ek na U, Here, en steek ek my hande in gebed na U toe uit. Sal U met dooies 'n wonder laat gebeur? Kan gestorwenes opstaan en U loof? Sela. Word daar in die graf vertel van die troue liefde? Word daar in die plek waar almal vergaan van trou vertel? Sal U wondermag ondervind word in die duisternis van die dood? U redding in die land van die vergetenheid? Ek roep na U om hulp, Here. Vroeg in die môre al bid ek tot U. Waarom verstoot U my, Here? Waarom trek U van my af terug? Ek ly swaar, ek kwyn al weg van my jeug af. Dis 'n swaar las waarmee U my tuister. Ek weet geen raad meer nie. U toorn rus op my. U tref my met skrik en vernietig my. Dit bedreig my heeldag, soos vloedwater. Dit sak oor my tot van alle kante af. U laat my vriende en my bure ver weg vir my afstaan. Die duisternis van die dood is my geselskap. En hier eindig hierdie psalm. In duisternis. Die duisternis van die dood is my geselskap. Hoekom gaan ons so psalm saam lees? Hierdie psalm gaan ons saam lees, want ons as gelowiges moet ook woorde hê om ons geloof te kan beskryf as God ons redder, selfs al werk ons lewe nie uit soos ons gehoop het dit gaan uitwerk nie. Baie keer is ons getrou by die kerk en ons bid en as dit goed gaan met ons, het ons al die
hierdie goeie gebede en lofsange wat ons sing, en as dit dan begin swaar gaan met ons, en daar is nie meer uitkoms nie, dan wonder ons nou, waar is God? Ek is so goeie gelowige. Hoekom gebeur dit wat my gebeur sonder 'n uitkoms? En dit is waar hierdie Psalm dan ook stop. Die duisternis van die dood is my geselskap. Nou ek gaan hierdie tema vir vandag van Psalm 88, 'n brief uit die donker. Het julle al in 'n pikdonker vertrek gestaan en jy weet nie waarheen om te gaan om wie om te roep nie? Hier by ons gebeur dit. Ons het die solarpanele op die dak en dan 'n battery en dan ook Eskom krag waar dit inkom. Maar om een of ander rede, as mens stort en die geyser gaan aan of wat, en die geyser gaan aan, dan trip die solar se switch en dan sit 'n pikdonker. Daar's ergens 'n koneksiefout tussen die geyser en die solar en Eskom en battery. Dan staan jy daar in die stort en dit is pikdonker. Ek het nie my telefoon by my nie. Jy kan nie die liggie skyn nie. Jy weet, iemand is in die huis en dan jy kan nie ook stort uit hardloop nie, want dit is pikdonker en jy kan nie jou flitsie skyn nie, want hy is nie by jou nie. Dan roep jy maar baby, en hoop daar is iemand en hoop daardie persoon het sy telefoon. Jy kan nie in die gang af hardloop nie, my kinders en hulle vriende ook hier by die huis partykeer. Daar staan jy in die pikdonker en jy roep en jy hoop maar jou vrou hoor jou geroep en sy het kry vinnig genoeg 'n telefoon en dan staan jy nou vir 'n rukkie daar in die donker. Nie noodwendig omdat iemand dadelik die lig kan aansit nie, maar jy kan nie self die lig aansit nie, want jy is vasgevang. Jy roep omdat jy wil weet, is iemand in die huis wat my kan help om die lig aan te sit. 'n briefie uit die donker. In 2010 is die verhaal waarop ek hierdie Psalm amper wil rus, en dis in 2010 het 'n myn in Chili ineengestort. 33 mynwerkers was vasgevang daar onder die grond en daar was geen manier om hulle uit te kry. Menslik gesproke. Dit was donker geweest, hulle het min kos gehad en hulle moes self heeltyd rasioneer en 17 dae was hulle onder die grond sonder enige kontak met die buitewêreld. 17 nagte, 17 dae, hulle weet nie of redding gaan kom. Die NASA het toe 'n plan gemaak en NASA het toe gegaan vir 'n reddingspoging en toe boor NASA of die reddingsspan uiteindelik 'n gaatjie in die grond en so diep as moontlik om uit te kom by hierdie groep myners onder die grond. En na met die gate wat geboor is, het die myners toe 'n briefie geskryf en so 'n briefie opgestuur in die gat. In die briefie, so gebromde briefie, het hulle geskryf, ons 33 is nog hier. Deur die gaatjie, in die donker, daar deur die gleufie van die reddingsspan, ons is nog hier. Psalm 88 klink dan vir my soos hierdie briefie wat uitgestuur word en iemand hierso ophou en sê, ek is nog hier. 'n briefie wat iemand, hierdie ou was Heman, die Esragiet, so ophou net om vir God te sê, God, ek is nog hier. Die persoon wat hierdie Psalm bid, sê nie hierso alles gaan regkom nie. Hy sê nie ek verstaan alles nie. Hy sê nee, ek verstaan glad nie. Hy sê eintlik, Here, ek is nog hier, maar kan U nie sien nie. Maar ek praat nog met U. Ek praat nog, ek skryf nog met U. En miskien is dit waar geloofs soms net is. Geloof is nie altyd die lig wat jy sien, of die uitkoms wat jy beleef nie. Baie keer is geloof net die rigting waarin jy nog praat. Hierdie briefie uit die donker. Van Heman die Esragiet. Wanneer jy nie meer weet waar God in jou verhaal is nie, is geloof soms net die wete na wie jy roep, selfs wanneer geen antwoord kom nie. Psalm 88 is daardie psalms sonder
'n maar. Ons ken mos daardie maar in ons lewe. Getuienisse, daar's mooi getuienisse en die getuienis is reg. Ons het baie getuienis in die kerk lewer en ek aanvaar baie van julle het 'n getuienis van die Here. Wat sê dit was moeilik geweest, my lewe wou nie uitwerk nie, maar God het ingegryp en alles is nou reg. Ek het lank gebid vir 'n deur wat oopgaan, maar toe die Here die deur vir my oopgemaak en ek moes net geduldig gewag het, die Here was daar. Ek het gedink alles is verby. Maar toe kom die Here en hy maak my gesond. Ons hoor nie baie getuienisse, as jy dit al gehoor het, van iemand wat voor in die kerk kom staan en sê, dit is moeilik nie, maar God het nie ingegryp nie. Of ek het baie lank gebid, maar toe het God my nie geantwoord nie. Ek het gedink alles is verby en toe dan nêrens 'n deur oopgegaan nie. Ons hou van die woordjie maar in ons getuienis. Maar God het my gered. Want maar beteken die verhaal, jou verhaal het gedraai. God het jou gehoor. Die donker het lig geword, die trane het getuienis geword. En jy vertel ons getuienis, jou getuienis vir ons. En dit is baie goed. Maar Psalm 88, Ekskuus, het nie daardie maar nie. Sy maar is nie maar alles het uitgewerk nie. Dis maar ek sal eintlik weer en weer bid. Die Psalm, Heman se woorde verander nie. Sy lewe draai nie om nie. Die laaste woord in die Psalm, as ek net nou gelees het, is duisternis. Die duisternis van die dood is my geselskap. Psalm 88 begin nie met 'n maar nie. Dit begin in die donker, dit beweeg deur die donker en dit eindig in die donker, in die duisternis. Soos as jy vanoggend op 'n plek sit en wag dat daar lig moet aangaan en jou lewe moet draai, dan moet 'n maar vir die beste kom, maar dit gebeur nie en dit draai nie. En dalk is dit presies waar jy jouself bevind, hier by Heman se Psalm 88, 'n wysheidsleraar wie se lewe in donker is. Nie elke gebed kry op dieselfde bladsy 'n gelukkige einde nie. Hy lei eenvoudig, maar swaar kry is nie altyd straf nie. Psalm 88 staan amper hier aan die einde van die deel 3 van die psalms, en dis die psalms waar Israel worstel met God wat hulle verlaat het. Die tempel is afgebreek, hoekom is die tempel afgebreek? God is nie in hulle lewe nie. Waar is God wanneer Jerusalem vernietig was? Hoekom word Jerusalem nie opgebou nie? Kan ons God nog vertrou nadat alles in ons lewe uitmekaar geval het? Hoekom het God dit nie gekeer nie? Maar Psalm 89, dis die Psalm net na Psalm 88, vra daardie vraag van 'n volk. Dis die volk wat hierso, iemand anders skryf 'n gedig van Etan die Esragiet, ook 'n Esragiet, maar dan praat hy namens die volk. Hier in Psalm 88 is dit nog persoonlik. Wat gebeur wanneer ek ly en God my nie antwoord? Dis belangrik, want Psalm 1, ons gemeente se Psalm, jy's 'n boom wat geplant is by waterstrome, en as jy by waterstrome geplant is in God se woord, dan is jy nie so skaf wat in die wind versprei nie, en geen storm gaan jou kan omwaai nie. En dan kom later in die Psalmboek by Psalm 88, en die boom wat by waterstrome geplant is, word nie waar in my lewe nie. Dit sê vir ons, as jy reg leef, sal alles reg verloop. As dit swaar gaan, het ek seker iets verkeerd gedoen. Is my wortels nie diep by God nie? Is ek maar soos die ongeregtige mens wat in die wind rondwaai? As my geloof nie beantwoord nie, is my geloof nie verkeerd nie. Maar dan kom hierdie Psalmboek en die Heilige Gees en hy plaas Psalm 88 langs hierdie vraag van ons. Hier is 'n gelowige mens, hy bely nie een of ander sonde, glad nie hierso nie,
Hy probeer glad nie die pyn te verduidelik, soos Job se vriende die pyn probeer verduidelik nie. Hy ly net eenvoudig. Soms sê Psalm 88, swaar kry is nie altyd straf nie. 'n onbeantwoorde gebed is nie dat die Here jou nie hoor nie, dat jy nie reg glo nie. En die feit dat jy nie weet waar God is in jou verhaal nie, is so. Hoekom is God, dis my belewenis, God is uit my verhaal uitgeskryf. Maar as daar geen maar is nie, wat bly dan oor? Die antwoord lê in 'n maar eintlik wat 3 keer dan ook gesê word deur die Psalm, en dis weer. Nag, dag en môre weer. Hy kry nie 'n antwoord nie, maar dit gaan beter gaan nie. Hy weer en weer, maar ek gaan weer bid. Hy kry nie 'n antwoord nie. Kom ons luister aan hierdie gedeeltes hierso, dis vers 2, wat sê ek roep elke dag en elke nag. So hy roep elke dag deur die dag, heeltyd, en hy roep deur die nag. En dan vers 10 is dit hierso, die hele dag deur roep ek na U, soos dag en nag, en dan weer die hele dag. En dan in vers 14, vroeg in die môre al bid ek tot U. Dit is amper soos om 'n stemboodskap op te neem en jy wil iets persoonlik vir iemand sê en jy neem die stemboodskap op en dit kom nie reg uit nie, jy delete dit en die volgende stemboodskap en die woorde is reg en jy leer, dan jy later 4-5 keer die stemboodskap gedoen voordat jy dit vir iemand stuur en jy is tevrede en probeer maar weer. Ons weet nie meer hoe om te sê dit gaan sleg nie. Hy het dit al gesê. Hy het dit gister gesê. Hy het dit deur die dag gesê. Hy het dit die hele dag gesê, maar vanoggend sê hy dit weer. En sy omstandighede verander nie. Die laaste vers is nog steeds, luister is. Sy gevoelens verander en God antwoord op. En ons voel baie so. Maar die rigting van sy gebed verander ook nie. Hy praat steeds met God. Hy kom nie en sê God het my verlaat en bly weg en is nie meer 'n tempelsanger nie en nou op nie. Hy sê God is my redder. Geloofs is soms net hierdie rigting. Ek praat steeds na God, al gebeur daar niks nie. Dalk is geloof van Psalm 88 nie dat die persoon wat bid beter voel nie. Nie dat hy enigstens iets verstaan nie. Nie dat hy aan die einde van die tonnel die lig kan sien nie. Geloof lê daarin. Here my God, wat my altyd help. God is nog steeds die persoon met wie hy praat. Hierdie opskrif verbind hierdie Psalm met die Koragiete wat die tempelsangers is. En iemand wat in die tempel voorsing. Dit beteken hierdie lied word nie weggesteek nie. Dis nie uit die Bybel uit nie. Hy kom en hy maak sy pyn, depressie, wat ook al in sy lewe verkeerd is, vat hy gemeente toe en die gemeente sing dit dan as 'n loflied, 'n vreemde klaag loflied. Die kerk het hierdie woorde bewaar, ook vir ons, vir iemand wat nie meer weet wat ek kan doen nie. Psalm 88 sê vir jou, as jy vandag net een sin oor het, en daai sin is, Here, ek verstaan nie, is dit genoeg om weer te begin. Geloof is nie altyd 'n geloof nie. Geloof is nie altyd 'n gevoel nie, ekskuus. Geloof is altyd weer om steeds na God toe te gaan. Maar hierdie bidder praat ook nie versigtig nie, hy soek ook nie verskonings nie, hy gebruik dieselfde keer hierdie woordjie oor en oor en oor. Ons kan amper voel, hy gebruik hierdie woord onverantwoordelik. Hy gee heeltyd vir God die skuld. En daaruit leer ons ook baie. Want as dit in die Bybel staan, kan ons dit ook doen. Ons kan ook ons gevoel, ons gemoed na God toe gaan met U. Die mees gelowigste woord in Psalm 88 is U. U is die God van my redding. Daarom praat ek nog met U. Die mees gelowige woord in Psalm 88 is U. Here, U is my redding. Hy sê nie op daardie oomblik het die redding gebeur nie. Hy noem God volgens die naam waarvan hy God ken, die Here my God wat my altyd help, in die 83 vertaling, ander vertaling is God my redder.
Hy noem God op die naam wat hy gelees het. En dan plaas hy sy ervaring, sy emosie langs hierdie naam van God. God is die God van my redding. Here God, U is die God van my redding, maar ek beleef nie redding nie. Wat het gebeur? Daar is spanning in hierdie psalm. Daar is ook nie 'n vyand nie. Hy beskuldig nie 'n vyand nie. Hy beskuldig nie iemand om te nakom nie. Die bidder sê, U het my in die put laat beland. Hy sê vir God, U het my in die put laat beland. U het die golwe oor my laat breek. Waarom verstoot U my? Dis geloof. U. Niemand is 'n skuld nie. Hy soek nie 'n sonde nie. Hy soek nie 'n sondebok nie. Hy sê U. Waarom verstoot U my? En dit is eintlik skokwekkend eerlik dat iemand so met God gaan praat en dat in die Bybel vir ons opgeteken staan as woorde hoe ons ook kan praat. Maar hoor dit mooi. Dit is hoe hy God op daardie oomblik beleef. Dit is nie wie God is nie. Dit is nie die volle waarheid oor God se karakter nie. Maar dis die eerlike waarheid van sy pyn op hierdie oomblik toe hy hierdie psalm geskryf het. Dis nie die karakter van God nie, maar dis jou belewing van jou pyn en jou gevoel op hierdie stadium. Jou belewenis. En die Bybel maak nie jou belewenis sagter nie. Hy wil ook nie dit bedek nie. Die Bybel laat hom toe om dit dan ook te sê. Hy praat nie net oor God in die donker nie. Hy skryf nie in die Koran se kommentare God bestaan nie meer nie, God was nie daar vir my nie. Hy praat nie met iemand anders God verlaat my nie. Hy praat met God. Hy praat met God in die donker. Daar is die ligte afgaan en die krag het getrip. Daarom is sy proses nie, daarom is sy protes nie noodwendig ongeloof nie. Juis omdat hy glo God is liefdevol en God is waarheid, God is redder. Waarom lyk my lewe so? Maar dit bly sy getuienis. Hy hou God as ware aan God se eie naam vas. U is die God van my redding. Daarom praat ek nog met U. Eerlike protes kan steeds 'n verhouding wees. Dis 'n onthousin hierdie. Eerlike protes kan steeds 'n verhouding wees met God. Is nog steeds 'n verhouding met God. Maar die swaarste ding in Psalm 18:80 is dat mense ook weg is. Sy vriende is ook weg. Hy is alleen in die donker. Dis bly. Moenie die donker wegpraat nie. Maar hy is alleen in die donker. Dis die donkerste gedeelte vir my in Psalm 88. Dat daar niemand langs hom sit nie. Die bidder sê sy vriende het hom verlaat. Die bekendes het hom verlaat. Niemand wil hom help nie. Hy is alleen nie. So mense sien hoe swaar hy kry. Dus kom ons skuif hom net 'n bietjie uit ons lewe uit. En dan kom die laaste gebroke woorde. En dit kan amper letterlik vertaal word, my bekende is die duisternis. My bekendes is die duisternis. My vriende is die duisternis. Mense het my verlaat. Ek sit alleen hierso. My enigste geselskap is die donker skaduwees van die dood. Dis hoe die boodskapvertaling eindig. Die boodskapvertaling eindig met hierdie woorde. My enigste geselskap is die donker skaduwee van die dood. Sy vriende is weg, sy hulp is weg, sy gemeente is weg, daar waar hy tempel, waar hy voorsanger is, hulle help hom nie. Ander vertaling sê, die duisternis is my enigste vriend. Dink hoe voel jy as jy sê, dink jou donker gat van depressie of jou moeilikheid waarin jy is, as jy sê, duisternis is my enigste vriend. Wat gebeur hier binne in jou? Daar kom nie daarna nog 'n sinnetjie nie. Stop net daar. Duisternis is my enigste vriend. Daar staan nie, maar toe het alles reg gekom nie. Die Psalm eindig net hier, in die duisternis. Dus ons moet versigtig wees, om nie ons gevoel by die Psalm by te voeg, deur vir iemand te sê wat
in daai donker plek is van al vriend wat ek het, is die duisternis. Al bly oor. Om nie vir iemand te sê alles gaan regkom nie. Ons kan dit nie sê nie. Maar alles gebeur met 'n rede, sê ons ook baie. Die Here probeer net sterker te maak. Die Here sal niks oor die pad laat kom wat jy nie kan hanteer nie. Maar God probeer jou seker iets leer. Daar is mense wat swaarder kry. Alles wat ek gesê het, staan ook in die Bybel, nie die Psalm. Help dit nie vir Jema nie. Hy bly in die donker. Dit maak dit eintlik erger om dit vir hom te sê. Soms verwond 'n mens verder mense deur sulke goed te sê. Psalm 88 kom en hy vra nie eers dat ons die donker moet oorwin nie. Psalm 88 sê dit vra dat ons moet bly. Bly in die donker sit saam met God. Om te kan sê vir iemand by wie jy gaan sit, ek hoor hoe seer jy het. Maar net stil te bly. Ek hoor hoe seer jy het. Ek gaan dit nie probeer wegpraat nie. Ek weet nie waarom dit gebeur het nie. Maar jy gaan nie alleen hier sit nie. Dit is baie keer met 'n begrafnis voel ek mense woorde by 'n begrafnis om net help nie eintlik nie, net God se woord. Maar ons het nie woorde om vir iemand te sê hoekom is my lewe nou so duister nie. En dit help nie altyd om vir iemand eers 'n verklaring te probeer gee nie, net om te gaan sit en nie soos dat iemand nie soos Heman die Esragiet voel, al my vriende is weg nie. Ons mense is wat by ander mense gaan sit en by hulle staan. En dalk is dit ons gemeenskap, Doringkloof gemeenskap se roeping, nie om vir elke donkerte 'n verklaring te gee nie. Nie vir alles wat verkeerd loop 'n verklaring te wees nie, maar om te sorg dat die donkerte niemand alleen oorval nie. Dat hy nie alleen sal wees nie. Kom ons kyk na Christus, gaan self deur die donker. God het nie buite die menslike lyding gebly nie. God kom en hy sien die mense ly, en God kom en hy stuur sy seun Jesus Christus om God se hart vir ons te kan kom vertel. Dus God kom self in hierdie donkerte van die mense lewe in. Psalm 88 is nie oorspronklik geskryf as 'n versteekte verwysing na Christus toe nie. Ons hoef dit nie te forceer nie, maar ons as Christene herken Jesus in hierdie Psalm 88. Jesus kom en hy in die donker, baie bang, bid hy by Getsemane. Sy vriende kan nie saam met hom wakker bly nie. Hy bid alleen. Sy bekendes staan op 'n afstand by sy verhoor. Hy beleef verlatenheid aan die kruis. Mense staan eenkant. En hy gaan selfs alleen die graf binne. Jesus gaan alleen die graf binne. Hy hang alleen aan die kruis. Hy bid alleen in Getsemane. Soos die kruis gee nie vir ons maklike antwoorde nie, maar die kruis sê, God het nie, ekskuus my bors vandag, het nie buite jou lyding gaan sit nie, buite menslike lyding gaan sit nie. In Christus gaan God self die donkerte ook binne. Duisternis is nie die laaste woord nie. Duisternis is nie die hele verhaal nie. Maar dit kan nog die laaste woord wees op vandag se bladsy. Duisternis is nie jou hele verhaal nie, maar vandag, soos ons hier sit op hierdie bladsy, eindig jou storie ook in die duisternis. En Christus bly nie buitekant nie. En die opstanding sê dat die duisternis weer lig word. Maar Psalm 88 waarsku ons om nie iemand se donderdag aand, Jesus se donderdag aand en Jesus se Vrydagoggend te gebruik
met die opstanding, met Paasondag, dit makliker te maak. Paasondag het Jesus opgestaan vir ons. Ons kan nie Paasondag gebruik om Vrydagoggend en Donderdag aand vir iemand makliker te maak nie. Soms is duisternis nie die laaste woord nie, maar dit is die laaste woord vir vandag. En Christus is in daai duisternis. Christus het mens geword om saam met jou in daai duisternis in te gaan. Kom ons begin, ons eindig weer hierso met 'n briefie uit die donker. Here, ek is nog hier. Hierdie briefie wat so opgestuur het, ons is nog hierso. Onthou jy nog hierdie briefie waarmee ek begin het? Ons is nog hier. Miskien voel jou lewe vandag glad nie donker nie. En die Psalm raak jou nie so seer nie. Daar kan jy net vir God dankie sê vandag. Here, baie dankie dat my lewe nie so is nie. Dat ek nie nou daar is nie. Maar miskien sit iemand vandag hier wat voel sy Psalm eindig vandag. My enigste vriend is die donker. Miskien is jy bang, miskien is jy hartseer, miskien is jy baie depressief, miskien is jy kwaad vir die Here. Miskien het jy gebid en niks voel beter nie. Nou Psalm 88 kom en hy sê jy hoef nie vir die Here hierdie mooi gebed te gee nie. Jy hoef nie te sê Here, ek gee voor alles is reg nie. Jy kan net sê Here, ek weet nie waar U in my verhaal is nie. Here, ek weet nie waar U in my verhaal is nie, maar ek praat nog met U. Selfs Jesus het dit aan die kruis ervaar. My God, waarom het U my verlaat? Hy het gevoel God het hom verlaat. Maar ons weet God was daar by hom in die donker. Daarom maak jou waarheid van waarom, Here. Waarom my duisternis? Nie van jou 'n slegte Christen nie. Jesus ken ook die gebed wat uit die donker kom. 'n Briefie uit die donker. Here, ek is nog hier. En wanneer iemand anders in die donker is, hoef ons nie en mag ons nie te vinnig antwoorde te gee en sê byt net vas, die Here alles sal regkom nie. Ons kan net langs die persoon gaan sit en ons kan net luister. So word ons 'n familie wat plek maak. Doringkloof word 'n familie wat plek maak waar mense rus en lewe en genade kan ontvang. Psalm 88 eindig nie met die ligte wat skielik aangegaan het nie, maar dit eindig met iemand wat steeds met God praat. En dis dan vandag ook hierdie uitnodiging, wanneer jy nie die lig kan sien nie, om Psalm 88 te vat, stuur jou gebed na God toe, hierdie klein briefie. Here, ek is nog hier, ek verstaan nie, maar ek praat nog steeds met U. Want geloof is nie altyd die lig wat jy kan sien nie. Geloof is soms net die rigting waarin jy praat. Here, baie keer is ons in so diep gat, en ons weet nie hoe ons gaan uitkom nie. Here, ons is in groot moeilikheid. Here, ons is depressief. Ek kan nie beter voel nie. Here, ek is kwaad. Baie dankie dat ons dit kan sê. Here, baie dankie dat ons nie hoef verskoning te soek nie. Dat ons nie hoef sonde uit te dink. Here, help ons om in hierdie einde van die Psalm, waar ons voel, my enigste vriend is die duisternis, dat ons nie kan sê, Here, en kan weet, U is die God van redding. U sit by my. Here, dankie daarvoor. Amen.